In hierdie video kyk ons na die impak op water, voedsel, kommunikasie en sekuriteit en wys ook praktiese maniere hoe gesinne kan voorberei met alternatiewe kragoplossings om selfstandig te bly funksioneer. Waarom kan elektrisiteitsvoorsiening noodsaaklik wees? Dink daaraan, wanneer elektrisiteit wegval, hou water opvloei, want pompe stop en dit beïnvloed beide drinkwater en riolering. Gevriesde kos begin binne 24 tot 48 uur bederf sonder krag en mediese toerusting soos ventilators, suurstofkonsentrators en insulienhuiskaste hou op funksioneer. Kommunikasie, insluitend selfone, radio's, herhalers en nagvisietoerusting word ontwrig, wat lei tot verliese aan koördinering en sekuriteit. Algemene beligting, alarms en elektriese heininge val weg, wat gemeenskappe meer kwesbaar maak vir rooftogte. Selfs algemene herstelwerk kan nie voortgaan nie, omdat kraggereedskap, swyswerk, masjinerie en batterylaaiers afhanklik is van elektrisiteit. Boerdery word ook beperk, aangesien spulpunte nie werk sonder krag nie, wat 'n direkte impak het op voedselvoorsiening. Historiese voorbeelde soos orkaan Katrina en die ineenstorting van Venezuela se kragnetwerk wys dat groepe wat selfs net 1 tot 2 kilowatt krag kon handhaaf, beter oorleef het, terwyl groepe sonder krag binne weke uitmekaar geval het. Om hiervoor voor te berei, moet lede besluit hoeveel dae hulle selfstandig wil kan funksioneer, en dit is belangrik om meer as een tegnologie beskikbaar te hê. Waar moontlik moet daar beweeg word na hernubare energie eerder as om net van brandstof afhanklik te wees. Die volgende stap is om die werklike gebruikslas te bereken deur te kyk na ligte, selfone, radio's, yskaste, mediese toerusting en ander toestelle. Deur die wattverbruik en gebruiksure bymekaar te tel, kan 'n mens die daaglikse energiebehoefte bepaal. Byvoorbeeld, 4 ligte van 10 watt vir 5 ure, 'n 100 watt yskas vir 8 ure en 'n 500 watt pomp vir 2 ure gee ongeveer 2000 wattuur per dag. 2 x 200 watt sonpanele teen 6 ure sonlig kom neer op 2500 kilowattuur opwekbare krag per dag. Daar is verskeie draagbare oplossings beskikbaar. Brandstofkragopwekkers wat petrol of gas gebruik, gewoonlik tussen 3 en 5 kV is 'n praktiese opsie, veral omsettertipes wat meer doeltreffend en stiller is. Sonkragstelsels bied 'n volhoubare alternatief en kan bestaan uit kleiner 20 watt panele en batterypak vir ligte en laai van radio's en selfone tot groter stelsels met 100 of 200 watt panele, MPPT laaibeheerders, lithiumbatterye en 1 tot 2,5 kilowatt suiwer sinusgolfomsetters. Departement Elektries kan lede bystaan hiermee. Daarbenewens kan klein windturbines en waterturbines handig wees en gebruik word waar die omgewing dit toelaat. Berging en brandstofsekuriteit is net so belangrik. Lithiumbatterye word verkies bo loodsuurbatterye weens hul langer lewensduur en laer onderhoud. Brandstof moet veilig gestoor word en elektroniese toerusting moet beskerm word, onder andere deur kleinerige Faraday hokke en die beskikbaarheid en gebruik van brandblussers is noodsaaklik. Dan het ons ook elektriese veiligheid wat van kritieke belang is. Korrekte bedrading, aardingstelsels en stroombrekerbeskerming moet altyd gebruik word. Krag moet nooit teruggevoer word in die kragnetwerk nie en die regte oorskakelaars moet geïsoleer word om lewens te beskerm. Opleiding in basiese elektriese veiligheid is noodsaaklik. Die doel van voorbereiding is dat elke gesinseenheid ten minste sonkrag, 'n battery en 'n kragopwekker as rugsteen het en dat hierdie stelsels gereeld vooraf getoets word. Op die langtermyn, nadat onmiddellike oorlewing verseker is, skuif die fokus na mikronetwerke en die herstel van kraginfrastruktuur. Essensiële dienste wat eers herstel moet word, sluit mediese fasiliteite, watervoorsiening,
voedselbewaring, kommunikasie, sanitasie, sekuriteit, werkswinkels en boerdery in. Wat weer eens die taak van departemente elektries is. Herstel vind in fases plaas, beginnende by die herwinning van toerusting, daarna die herbou van meer permanente infrastruktuur en uiteindelik die daarstel van verskeie klein mikronetwerke. 'n Belangrike reël bly dat daar nooit aan hoë spanningsstelsels gewerk moet word sonder gekwalifiseerde elektriesiëns nie en dat daar sover moontlik by laagspanning gebly moet word. Elektrisiteit is die ruggraat waarop oorlewingsstelsels gebou word. Indien standhoudende kragvoorsiening gehandhaaf kan word, selfs onder moeilike omstandighede, vorm dit die basis vir stabiliteit, oorlewing en uiteindelik die herbou van die toekoms. Ons beplan en berei voor, maar ons sekerheid is in die Vader. In Johannes 1 vers 5 staan geskryf, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Voorbereiding is wysheid, maar geloof is ons fondament, altyd.